Here, ons gedagtes gaan onwillekeurig terug, 26 Januarie 2025. Die opgewondenheid van 'n nuwe reeks vind God in die gewone. Ons gebruikelike padkospiknik, die vreugde wat daarmee saamgaan. Tom wat self sy boek kom bekendstel, sy reis, en ons daarvan deel maak. Vandag kyk ons terug, Here. Vier ons die afgelope 42 dae. Vier ons die pad wat U met ons gestap het. En Here, het ons dieselfde opgewondenheid oor die pad wat voorlê. Die vrug wat gedra gaan word, Here, deur dit wat verby is. Want dit leer U woord vir ons, waar U en U kinders vir 40 dae saam is, word U kinders verander. Kan hulle nooit weer dieselfde wees nie. Ons dankie vir die pad wat verby is. Ook nou vanoggend as ons reflekteer, Here, deur U Gees, maak nuwe weë oop, waar die vrug van hierdie reeks gedra kan word. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Die storie wat ons bedkassie vertel. Nou ek wil vra dat jy maar so 'n bietjie verbeelding aan die dag lê en dat jy jouself hier 'n bedkassie kan sien. As ons instap, dan is daar hierdie aangebring in ons ingangsportaal. Vind God in die gewone van. En so het ons deur 11 weke gereis. Die laaste, die 11de, is lewe en sterwe. En as 'n oue 12de wil byvoeg, sal dit gewees het, en hoe nou? Is my Everard se gevleelde woorde, so maak mens. Hoe maak ons nou verder? Dat hierdie reeks, as ons terugkyk, vir my en jou betekenis kry. Wat ons ontdek het in hierdie tyd saam met Tom Smit, is dat ek en jy in sy woorde speurders van die Skepper moet wees. As ek en jy daai ingesteldheid het, maak dit van ons iemand wat God in die gewone, in die kleine gaan soek. Want dis die gawe wat 'n speurder het, om iets te vind waar ander dink dit nie is nie. Om iets te vind wat ander selfs dink nie bestaan nie. Dis vir my ook soms lekker as ek 'n tydjie het om van hierdie, ekskuus tog, ek het 'n ding vanoggend in my keel, van hierdie speurverhale te kyk op televisie. Daar is die vermoë om die kleinste leidraad op te tel. En die oomblik as daai leidraad gevolg word, die ontdekking word gemaak. En in 'n sekere sin is dit wat ek en jy doen, as ons die tyd vat, as ons die Bybel lees, as ons haastig is, dan mis ons die leidraad, wat ons vanoggend sou lees vir die dag. Maar as ons tyd sou vat, 'n speurder van die Skepper word, sou ons later in die dag agterkom, maar iets anders gebeur, en onmiddellik gaan my gedagtes terug na die gedeelte wat ek vanoggend gelees het, en besef ek, maar die Here was reeds besig om met my te praat, vanoggend 5:30, en nou, omdat ek juis 'n speurder is, op soek is na hom in die gewone, vind ek hom, waar ek hom heel dikwels net misgeleef het. So as ons terugkeer na die metafoor van die bedkassie. Baie, veral in ons moderne tyd, word die vraag vir jou gevra, selfs by onderhoude, wat lees jy? Die behoefte is dan om agter te kom, enerzijds waarmee stimuleer jy jou denke,
En anderzijds is jy besig om by te bly in die ontwikkeling wat huidiglik in jou spesifieke mark aan die gang is. So dit het 'n standaard vraag geword. Wat lees jy? Met ander woorde, hoe lyk jou bedkassie? Wat lê op jou bedkassie? Wat lê op jou lesenaar? Die vraag word nie dikwels gevra, hoekom lees jy dit nie? As die vraag gevra sou word, dink ek sou daar 'n baie beter begrip kon wees van waarmee is ek besig, ook in my gedagtewêreld, dan rondom onder andere my werk. Vir myself is die antwoord in wat het jy gelees? En dit was wat ek gemis het by 'n laaste onderhoud waar ek betrokke was. Die vraag het totaal gefokus op wat lees jy? En ek dink dis waar ons mekaar gemis het. Die vraag is nooit gevra, wat het jy gelees nie? Want die oomblik as jy dit vir iemand vra, moet jy saam vra, en hoe het dit jou verander? Want dis die waarde vir my in lees, in navors, in studeer, in bybly. Hoe het dit jou verander? Anders word lees 'n futiele oefening. Want ons weet, die wetenskaplikes sê, binne 75 uur het jy reeds 90% van wat jy gelees het verloor, en binne 7 dae 95%, en ek weet nie wat is dit 2 weke nie, feitelik 100%. Tensy jy dit herbesoek en daar aksies uit voortvloei. Dan word dit wat jy gelees het betekenisvol. En dan kan dit lei tot verandering. So ja, as ek kan roem op honderde boeke wat ek gelees het, kom ek nog nie by die relevante vraag is, en hoe het dit my verander? Wat het dit my geleer? So ek wil hê ons moet vanoggend begin met 'n skoon bedkassie. En uiteraard as ons praat van 'n skoon bedkassie, veronderstel ek en jy as kind van die Here, daar lê een boek altyd op my en jou bedkassie. Want dis die ander ding, as ek en jy iets lees, ek kan dit nie lees sonder dat dit lê op my Bybel nie. Want dit wat in my Bybel staan, moet iewers resoneer in wat ek lees, voordat dit in my lewe 'n koersverandering kan teweegbring. Anders is dit nie die moeite werd om te lees nie. So kom ons sê vanoggend, dis 'n vertrekpunt. Want éventueel wil ek en jy die vraag beantwoord, na hierdie reeks, lê hierdie boek op my en jou bedkassie, op die woord van God. En het dit en gaan dit my en jou lewe verander. So kom ons begin, en ek wil sommer begin om net ietsie uit my eie lewe uit te deel. As jy klinies vir my vra, wat het ek al gelees? Ek gaan vir jou 'n paar van hulle noem, en dan moet jy vir jouself die vraag afvra, het dit my leraar gevorm vir sy bediening hier in Wilgespreid? So 'n boek wat op 'n stadium warm leesmateriaal was Harvard Business Review on Corporate Strategy. So ek het hom gelees. En hoe belangrik en hoe dankbaar is jy vanoggend as jy nou dit hoor, dat hy op my bedkassie was. The Two Sandals ontstaan in die tydperk toe in ons mynwese baie onluste was, baie onderstrominge. 'n ongelooflike benadering hoe jy mense benader. So ek glo dit bring groot rustigheid. As julle weet, ek het dit daarom gelees. Successful Leadership, Cesar Costello. Nou ons weet, hy is 'n baie bekende skrywer. So op 'n stadium het dit op my bedkassie gelê. En jy kan sê, weet jy wat, my dominee het dit ook gelees. The President's Keepers van Jacques Pau. Ek dink ons almal wil weet hoe lyk die gesig van korrupsie. En hy het ook op my bedkassie gelê. So ek weet nie hoeveel rustigheid dit vir jou bring nie. Maar jy kan daarom sê ek het hom gelees. The Mentor Leader van Tony Dungy.
Dit kom uit die hele sfeer van die Amerikaanse voetbal en hoe 'n goeie leier gekweek word en optree. So ja, hy was op my bedkassie en waardevolle insigte vir die bediening gebring. The Theory and Practice of Translation. Baie, kan ek sê, gesaghebende skrywe in die teologiese kringe, wat gaan oor die teorie en die praktyk om die Bybel te vertaal. So hy het op my kassie gelê, en jy kan maar daaroor dink hoeveel belang dit vir ons het. En dan 'n Duitser, Christian Schwarz, Natural Church Development. So, ek weet ten minste daarom moet die Duitsers dink, hoe kerke behoort te werk. So, net sommer ietsie om te sê, wat op my bedkassie gelê het, en uiteraard bo op my Bybel, maar die invloed wat dit dalk vir my gehad het. Maar nou kom ons by die ander vraag, wat het ek gelees, wat my verander het? En hoe dit my verander het? Ek was so 2-3 jaar in Wilgespreid in die bediening. Ek was jonk, ek was jong getroud, ons het klein kindertjies gehad. En waar ek dink baie jong man wat aan die begin van 'n loopbaan is, die begin van die gesin, begin van vestig in hierdie lewe eindig, jy eindig met uitbranding. In die hospitaal geland, Dr. Sloan het my daai tyd onder sy vlerke geneem, Brian Sloan, en ek moes die pad stap, van hoe kry jy jou liggaam weer heel, nadat jy hom heeltemal verniel het. En hierdie boek het oor my pad gekom, 'n tyd vir orde, van Gordon MacDonald. Jy kan sien, hy is flenters gelees. Ek kan nie vir jou sê hoeveel keer ek deur hom is nie. Maar hierdie boek het my lewe verander. My geleer, wat is goddelike orde? En hoe om goddelike orde te vestig in jou lewe, en as jy dit doen, om nie by uitbranding te kom nie. En hy skoei sy boek baie sterk op die Bybel. Letterlik. En dit was lewensveranderend. En toe het hy saam met dit as opvolg hierdie boek uitgegee onder die waterlyn. En ek het hom gebruik, om dit wat daardie boek my geleer het, toe te pas, dat dit deel is van my lewe. 2 eenvoudige beginsels. Ek en jy het 'n lewe onder die waterlyn en bo die waterlyn. Onder die waterlyn, ons verhouding met die Here, ons geestelike domein. Bo die waterlyn, die wêreld daar buite waar ek funksioneer. En baie van ons spandeer 90% van ons tyd bo die waterlyn, dat die wêreld 'n goeie indruk van ons het. Hy het my geleer, spandeer 90% onder die waterlyn, waar jy jou verhouding met God koester. En die 10% wat die wêreld sien, sal in plek kom. So dit was vir my belangrik om tyd vir orde vanoggend net te deel, om te sê, as jy op jou bedkaste hierdie week die boeke moet gaan sit wat jou lewe verander het en hoe dit verander het, doen dit en begin dit deel met iemand. Want dis waar dit neerslag vind en wanneer dit in jou lewe 'n lewende praktyk word. Toe kom 1994, die verkiesing. Ons land verander heeltemal. Ons denke verander heeltemal. Die vraag vir die eerste keer op die tafel, waarvoor is ons hier? Waarvoor bestaan ons? Ons worstel saam as 'n geloofsgemeenskap. Ons worstel saam as 'n nasie. En hierdie boek kom oor ons pad, die doelgerigte lewe van Rick Warren. En jy kan sien, hy is ook foos gelees. Ek kan ook nie eers probeer dink hoeveel keer ek deur hom is nie. Maar wat vir 'n kind van die Here sê, wie hy is, hoe God jou sien, hoe hy wil hê jy in hierdie wêreld moet funksioneer en hoekom hy my en jou gemaak het. 'n Boek wat in daardie onstuimige tyd vir my wat
saam met my kollegas moes voorstap, rigting gegee het in ons eie lewe, sodat ons kon rigting gee in 'n baie moeilike tyd vir ons land en sy mense. In daai stadium het ek en Mariaan besef, daar's uitdagings om getroud te wees. En 'n mens kom agter, na so 7 jaar getroud, daar's party opdraandes wat lank word. Jy verstaan nie regtig, enerzijds hoe ek daar gekom het, en anderzijds hoe ek hier uit gaan kom nie. Hoe ek weer op gelykpad gaan kom nie. En hierdie boek het op my pad gekom, was deel van my studies, The Wounded Healer, van Henry Nouwen. In our own woundedness, we can become a source of life for others. Vir die eerste keer wat ek gekonfronteer word as 'n blanke Suid-Afrikaanse man wat homself 'n Afrikaner noem, dat die emosies wat jy het nie onder die tafel gevee moet word nie. Dat die wonde wat jy het nie afgemaak moet word nie. Dat jou verwondheid wat jy nie hanteer nie, daartoe lei dat jy ander verwond, soms die naaste aan jou. En dit het my lewe verander. Uiteraard gebaseer op die Here se woord. Henry Nouwen, ongelooflike teoloog, maar leef so naby aan die Here. So nog 'n boek wat regtig ek nie net gelees het nie, wat nie net tyd op my bedkassie gehad het nie, maar wat my lewe verander het. Veral dan in ons kulturele konteks as man, wat sekere terreine net nooit besoek nie. Daaruit het voortgevloei 'n ander boek, wat lank op my bedkassie gelê het. The Way of the Wild Heart. Dit is 'n boek wat John Eldredge geskryf het oor die 6 fases van 'n man. So, na ek en Mariaan daai stil oseaan weer kon beleef, het ek agtergekom met my 3 seuns wat groter word, dat ek 'n onvermoë op sekere terreine het. En ek het nie verstaan waar dit vandaan kom nie, tot hierdie boek op my bedkassie geland het. Nou die 6 fases van 'n man beskryf hy as volg: boyhood, cowboy, warrior, lover, king, sage. Sage is waar ek nou is, aan die kant 60, gryskop en totaal ander rol. Maar ek het ontdek dat ek moes spring weens my omstandighede van boyhood na warrior. En cowboy fase het ek heeltemal gemis. En dis hoekom ek en my seuns koppe gestamp het, dis hoekom ek hulle nie verstaan het nie. Dis die fase waarin hulle was, wat ek nooit beleef het nie, wat ek net uit my lewe geruk is. Maar was dit nie vir hierdie boek, gebaseer op die Here se beginsels, wat op my bedkassie gelê het, wat ek my eie gemaak het nie, kon dinge anders gelyk het. Maar ek moes leer en ek moes doen. Ek moes selfs na hulle toe teruggaan en sê ek vra om verskoning vir dit en dit en dit. En ek verstaan waar dit vandaan kom. En kom ek deel dit met julle. So nog 'n boek wat op my bedkassie was, nie net om te lees en te vergeet nie, maar wat gelees is, wat gelei het tot verandering. En ons omgaan met ons huweliksnaweke, het Gary Chapman se boek oor ons pad gekom, die 5 tale van liefde. Nog 'n boek wat op my bedkassie was, maar wat my lewe onherroepelik verander het. Dit leer ons nie net die verskillende tale van liefde nie, dit leer ons hoe om dit te praat, maar dit leer jou ook hoe om dit te identifiseer in wie jou pad kruis, of dit jou kind is, of dit jou lewensmaat is, of dit jou ouer is, of familie is, of dit kollegas is. Dit leer jou 'n ander taal, dit leer jou 'n ander manier van doen, en dit word deel van jou lewe. Ek en Mariaan sal mense ontmoet, en as ons in die kar klim,
sal ons spontaan vir mekaar sê, ek dink sy liefdestaal is, Mariaan sal sê, en ek dink haar liefdestaal is. Want dit bepaal hoe ons optree. Dit bepaal die woorde wat ons gebruik. So nog 'n boek wat op my bedkassie gelê het, maar nie net gelê het nie, wat my lewe verander het. Verlede jaar, Don't give the enemy a seat at your table, Louis Giglio. Na al die jare in die bediening, het ek en Braam toe ons hierdie boek gevat het vir mekaar gesê, sjoe, ons weet nie of dit moontlik is om weer by Psalm 23 stil te staan nie. Meer nog, ons weet nie of dit moontlik is om 40 dae by Psalm 23 stil te staan nie. Maar soos ons met alle reekse doen, het ons eers self deur hierdie boek gewerk in baie detail. En toe hierdie boek vir ons aan die hart gryp en ons verander, het ons gesê, maar kom ons deel dit met die gemeente. En ons kry nog daagliks terugvoer oor verlede jaar se 40 dae. So ja, 'n boek wat op my bedkassie was en ook my lewe rondom my tafel en die vyand se strategie om ongemerk 'n stoel uit te trek en deel te kry van my tafel ook my lewe verander. En dit bring ons by ons reeks wat sopas verby is. Vind God in die gewone, Tom Smit se boek. Ons het so opsomming gemaak wat ons sommer net op ons verskillende blaaie sal net laat vir enigeen om te gebruik. Maar dis die uitdaging. Hierdie boek was nou van Januarie tot Junie op my en jou bedkassie. Die vraag is, hoe lank gaan hy nog daar lê? En as hy daar lê, gaan ek en jy hom herbesoek en herbesoek totdat dit lei tot verandering in my en jou lewe. Anders gaan ons 2 maande van nou af minder as 5% van hierdie inhoud onthou. En kom Januarie gaan ons vir mekaar sê, joh, dit was oulike reeks, maar moenie my nou onmiddellik vra wat nie. Of ek en jy kan hierdie Desember vakansie as ons saam met familie en vriende kuier sê, hierdie jaar was daar 'n boek op my bedkassie wat my lewe verander het. Ek kyk anders na slaap. Ek kyk anders na opstaan. Slaap is vir die eerste keer in my lewe 'n aksie van oorgawe. Slaap het die nuwe betekenis vir my gekry. Dis die enigste tyd wat God onbevange met my kan werk. Want dis net wat ek slaap, wat my wil, my gedagtes, my rede nie in beheer is nie. So slaap. En die Here sê dit vir my in sy woord. Hy gee vir my wat ek nodig het in my slaap. Insig, wysheid en. Wakker word. Ek het vir die eerste keer besef om 'n dag aan die Here te wy, om die dag reg te begin, om reg af te sluit, om die moderne tegnologie te gebruik, die app byvoorbeeld Pray As You Go, om my aand af te sluit in die teenwoordigheid van die Here en aan die slaap te raak met iemand wat besig is om 'n stukkie van sy woord vir my uit te lê. Die wonder is, voor daardie 12 minute verby is, vat die Here my in slaap. Maar ek sluit dit die dag af met hom en sy woord in my gedagtes. Dan begin my dag anders. En ek het nog 'n gewoonte ontwikkel wat ek stapel op my gewone van my voete afswaai van die bed. As my voete grondland vir 'n oomblik te huiwer, 10 sekondes, en my gunsteling Psalm te sê. Myne Psalm 37 vers 5. Ek laat my lewe vandag aan die Here oor. En ek vertrou hom. Hy sal sorg. En dan staan ek op en ek vat die dag. Maar net daai 10 sekondes doen 2 dinge. Ek kies en ek kleed die dag. Ek kies om dit te gee in die hande van die Here. Hierdie dag is in sy hande. En ek kleed dit met sy voorsiening.
hy sal voorsien vir hierdie dag. En my dag begin. Maar 'n kop skuif oor iets so slaap en wakker word. Was en reinig. Ek het ontdek, elke keer as ek in die stort is, kan ek dit wat die Here vir my gedoen het, vier met 10 of 12 eenvoudige woorde van, Here, dankie. Dankie dat U dit vir my aan die kruis gedoen het. Ja, ons sê dit 4 keer 'n jaar rondom 'n nagmaalstafel. Ons kan dit elke dag sê as ons stort. 10 woorde. Maar sy reiniging in die gewone word elke dag deel en deel van my lewe. Ons het stil gestaan by etes en etenstafels. Wat gebeur om die tafel van die Here? Hy as gasheer, ek en jy wat aansit. Hoe sy hand daar werk. Die rol wat tafel speel, vir my opnuut, nadat ons verlede jaar, Don't give the enemy a seat at your table gedoen het, weer eens die bevestiging, my en jou lewe en verhoudings word geskoei rondom tafels. Of dit 'n tafel by die werk is, of dit 'n konferensietafel is, of dit 'n werksbank is iewers, maak nie saak wat nie, maar ek en jy kan in ons gees deur gebed daai tafel 'n plek maak waar jy sê, en hier is die Here teenwoordig, ek wy hierdie tafel aan hom, en ek eer hom dat hy hier in beheer kan wees. Soektogte, gister weer, my foon vergeet. Ai, maar, wat sal ek nooit vergeet? Elke keer, as ek iets vergeet, dan het ek hierdie frustrasie met myself. Hoe moeilik is dit om sleutels en 'n bril en 'n beursie by jou te hou en nie te laat rondlê nie. Maar nou, wat het hierdie reeks my geleer? Dis 'n moment in die gewone, maar jy kan iets daarmee doen. Wat het hy gesê, kan ek daarmee doen? Plek sit ek nou vir myself gefrustreerd raak en ek sê, soek allereerst die koninkryk van God. Die hele lewe is 'n soektog na hom. Hoe maklik vergeet ek dit nie? 'n Nuwe geloofsgewoonte gestapel op een van my foute, om goed te vergeet. Reis, werk. 2 hoofstukke wat my na in die hart gelê het. Hoe ek in my lewe aanpassings gaan maak. Hoe jy in jou lewe aanpassings gaan maak. Die wonderlike is, al hierdie preke lê saam met die materiaal op databasisse. Ek kan dit gaan herbesoek en herbesoek. Die vraag is, gaan hierdie boek op my bedkassie lei tot verandering? Gaan hierdie boek lei daartoe dat ek my wandel met die Here verryk? Dat ek 'n speurder kan word, daai verkyker wat ons het, 'n speurder van hom kan word, om hom in die kleine van die gewone raak te sien. Want dis waar hy is. Want hy sê in Johannes 14, daar's nie een tree wat ek en jy in ons lewe sal gee, sonder dat hy deur sy gees wat in ons woon, saam met ons daardie tree gee nie. Hy is teenwoordig. Die vraag is, sien ek en jy hom? Speel en lag. Sjoe. Ek is 'n oudste kind. Ons word anders groot, ons omstandighede skoei ons. In my verwysingsraamwerk, die lewe is ernstig. En ons maak nie grappies nie. En jy moet doen wat jy moet doen. En gefokus. En as daar 'n taak voorhande is, jy's daarmee besig, of jy vat tot 3 uur in die nag, maar jy doen dit, jy maak dit klaar. En soms is daar nie meer tyd vir speel en lag nie. Van die aanhalings wat ons gedeel het, deur Tom se pen, wanneer jy ophou speel, effektiewelik begin jy sterf. Jesus sê, jy kom in my koninkryk in as jy word soos 'n kind. Ek het jou die lewe gegee in oorvloed. Hoe kan ek en jy die lewe hê in oorvloed as ons nie kan speel en lag nie? Die Ou Testament sê, eet, drink en wees vrolik. Hoe kan jy eet, drink en vrolik wees sonder speel en lag? Hoeveel van ons het speel en lag agtergelaat? 'n ongelooflike hoofstuk.
Maar as ek dit nie verander nie. En ja, ons het gesê, kom ons steek ons hand in eie boesem. Wat is die persepsie? Is ek die ou suurknol? Dan is speel en lag nie meer deel van my lewe nie. Ek kan die film se naam nie onthou nie, jaar of 2 terug uitgekom van hierdie ouer persoon wat in die woonbuurt 'n buurman van almal is, maar knorrig en moeilik. Want hy was alleen, sy vrou het gesterf, sy maat het gesterf. En langs aan hom trek 'n mamma, 'n enkel mamma met 'n seentjie in. En noodgedwonge kom hierdie seentjie by hom in sy huis. En hy verander totaal. Hoekom? Hy het weer leer speel en lag. Hoe belangrik is dit nie? Speel en lag is nie gekoppel aan ons lewensomstandighede nie. Dis gekoppel aan wat in my en jou hart en in ons gemoed aangaan. En dan die laaste 3. Seer en trane, genesing en rus, lewe en sterwe. Tom wat sê, elkeen van ons het 'n poel trane langs ons. Ons dra ons eie seer. Ons wil dit soms net met niemand deel nie. En die belangrike ding wat hy gesê, die Heilige Gees, die groot trooster, die oomblik as ek saam met iemand is, wat hulle seer met my deel, of ek my seer met hulle deel, is die Heilige Gees 'n gespreksgenoot en aan die werk, en ontdek ons hoe hy in daardie oomblikke, wat Tom sê heilige grond is, besig is om lewens te verander. Gaan ek aan met my ongemak? Want die meeste van ons het ongemak. Ek ken feitelik elke week iemand wat oor my pad kom waar daar sterfte in daardie persoon se lewe is. Dit het so maklik geword met 'n WhatsApp en emojis om my meegevoel te betoon. Maar dis soms my escape route, want ek is doodgewoon te bang om by daai persoon te gaan sit, want ek het nie woorde nie. Wat het hierdie boek ons geleer? Ons moet juis gaan. Ek het nie woorde nodig nie. Waar 2 of 3 in my naam is ek teenwoordig, sê die Here. Die oomblik as ek daar gaan sit en al wat ek sê is, ek het niks om te sê nie, maar ek is hier, word die Heilige Gees deel van daai gesprek en werk die groot trooster. En kom sy vertroosting. Dit help nie, ek het dit ontdek en ek gelees, terwyl hierdie boek langs my bedkassie lê en ek doen dit nie, dan gaan daar geen vrug wees rondom hierdie hoofstuk in my lewe nie. Genesing en rus. Die hele God-ritme, Jesus-ritme van rus, hoekom ons dit gegee is om te doen. En Tom het vir ons gesê, hoe maklik is dit, hoe het hy dit deel gemaak van sy lewe? Hy is ook 'n leraar, sy besige dag is soos my en Braham se Sondag. Maar sy Sondag is nou Vrydag. So Vrydag is sy foon af. Vrydag kommunikeer hy met niemand nie. Vrydagoggend begin hy in die natuur met God. En dan is dit sy vrou se beurt, vir koffie en kuier, en later in die dag sy kinders, en die aand hulle gesin. En so spandeer hy 'n dag van rus, van die normale werk, en fokus op God, en die geliefdes wat hy vir hom gegee het. Elkeen van ons is vasgevang in 'n gemalle jaag. Gaan die hoofstuk maak dat ek en jy hoor, wat ons elke Sondag van so klein af gehoor het in die 10 gebooie. Wat Tom sê is niks anders wat ons elke Sondag gehoor het nie. Die wet van die Here sê, 6 dae mag jy arbei, maar die 7de dag van die Here moet jy rus. Ons doen dit al vir 60 jaar nie. Hy lê op ons bedkassie. Ons het geleentheid om dit te begin doen. Die vraag is, gaan ons? Gaan ons hoor?
gaan ons doen. En dan lewe en sterwe. Sterwe is net nie iets wat in my en jou verwysingsraamwerk hoort nie, en die oomblik as dit ons lewe betree, moet ons dit daar uitkry so vinnig as wat ons kan. My ouma, sterwe was deel van hulle lewe, 'n realiteit. Hulle was op die plaas, haar enigste vervoer was met die waanosse, Kimberley toe. So jy het geweet, as iemand ernstig is, dan versorg jy hulle, en jy begrawe hulle, op die plaas. Daarom was daar altyd, op plase in daai tyd, 'n kus gereed, op die sonder of waar ook al. Want so was lewe en dood 'n realiteit, was nie vreemd nie. Ons het dit ge-outsource, dis nie meer deel van ons lewe nie. Wat sê hierdie gedeelte? Dit is deel van jou lewe. En ek en jy hoef nou nie 'n kus aan te hou in die huis nie. Maar ons moet 'n benadering hê van die lewe is Christus, maar die sterwe is wins. Dis die wonderlike deurgang na hom, om in sy teenwoordigheid te wees. Ons kan daaroor praat. En onder leiding van die Here se genade vir ons kinders ook begin leer. Want in ons eie onvermoë, al wat ons nou kan sê is, pappa of mamma of boetie of sussie of ouma of oupa is nou by liewe Jesus. Beteken vir 'n kind niks. Hoekom het, en ons sal dan miskien ook sê, hy het hom nou nodig gehad. My dae toe ek kind was, het hulle vir my gesê, rondom my pa, die Here pluk altyd die mooiste blommetjies. Dit het vir my niks beteken nie. Ek het daai mooi blommetjie in my lewe nodig gehad. Hy wat 'n volledige tuin het, kom vat nou nog my blommetjie ook. Dan is die sterwe nie wins nie. Dan is die sterwe 'n vyand, wat my vreugde kom steel, wat vir my hartseer bring. Ja, dit bring hartseer. Maar dit bly 'n wins, om daai kop skuif te maak, om anders te kyk na lewe en sterwe. Asof ek dan leef, en asof ek sterf, ek doen alles, asof ek dit doen vir die Here. En ek dink die uitdaging kom, die eerste keer wanneer ons nou weer sterwe beleef iewers, of lewe in die vorm van 'n geboorte. Kyk bietjie of jy dit nou anders hanteer. Kyk of jy gelukwensing van 'n familie waar haar 'n klein ding gebore is, anders hanteer. Dis die toets. As daar dood is, of jy dit anders hanteer. Of dit in jou lewe ook die gewaarwording word, waar ek het nooit gedink het, wat ek nou, het sal lekker gewees het as ek was, né? Want dan was ek nou by hom. Daai heerlikheid, wat jy beleef, in sy teenwoordigheid. Jesus sê, jy sal saam met my wees aan die regterhand van God. Ek lees van hierdie tafel waar hy die gasheer is, my oorlaai. Ja, as dit nou ek was ek daar. Maar oké, kom ek fokus. Ek is hier, en ek doen wat ek moet doen, asof ek dit vir die Here doen. So ja, ek wil afsluit met 3 van die skyfies wat ons gebruik het, 26 Januarie. Barbara Brown Taylor. When the service was over that day, toe sy uit die erediens stap, I walked out of it into a God-enchanted world. Het ek vir die eerste keer uitgestap en gesê, hierdie wêreld is 'n God verwonderbare wêreld. Ek verwonder my, waar gaan ek hom sien? In watter gestalte, in 'n muurtjie, wat ook al. Where I could not wait to find further clues to heaven on earth. Heaven on earth. Every leaf, every ant, every shiny rock called out to me, begging to be watched, to be listened to be handled and examined. I became a detective of divinity, collecting evidence of God's genius and admiring the tracks left for me to follow.
Wat 'n ongelooflike benadering tot die lewe en tot 'n preek. Sy sê in hierdie preek vanoggend het ek dit ontvang wat ek nodig het om nou uit te gaan om 'n speurder van die Skepper te wees. Om te gaan soek in die kleinste detail van enigiets wat oor my pad kom. En dinge wat kom te sien as clues, leidrade, om hom te vind in hierdie wêreld. William Barry: I am convinced that all of us meet God regularly and in quite ordinary ways. The question is, do we notice this when it happens? Sjoe, wat 'n vraag. Die Here is daar, in elke dag. Hy openbaar hom in elke dag. Die vraag is, sien ek hom raak? Die man sonder oë. Is ek ingestel om 'n speurder van die Skepper te wees? En dan Tom: Here, ek wil U in die gewone sien. Help my om 'n speurder van die Skepper te word. Here, ek wil U in U woord, ek wil in U woord woon. Ek wil U in die mense om my ontmoet. U in die skepping aanskou. Ek wil die liefde wat U vir my het ken en vertrou. Dankie dat U Gees my met liefde vul. En daarmee sluit ons die reis. Vind God in die gewone af. Daarmee sit ek hom terug langs my bedkassie. Om te lees en te lees. Sodat ek kan sê op al 11 van hierdie terreine het ek 'n koersaanpassing gemaak. 'n Nuwe gewoonte gestapel, of dit net is as ek my voete neersit om 'n enkele vers in 10 sekondes aan te haal. Al is dit net elke keer as ek stort 10 woorde te uiter van dankbaarheid vir sy reiniging vir my aan die kruis en. Die boek het die potensiaal, soos al daardie ander boeke, om my lewe onherroepelik te verander. Ek is reeds besig om dit aan te gryp en ek gaan nie ophou om dit volledig deel te maak van my lewe nie. Here, dankie dat U vir mense die gawe gee en roep om hulle reis, hulle journey met U op skrif te stel en met ons te deel. Here, dankie dat ons dit kan neem, U woord langs dit kan sit, Here, en dan hulle reis soos uit U woord, Here, verlig in ons lewens te inkorporeer. Dankie vir Tom se boek, Here. Dankie vir 11 hoofstukke wat ons lewens kom verryk het. Gee, Here, dat hierdie boek vele vrug sal dra in ons lewens. Deur U Gees wat in ons woon en werk. Amen.